Zo, vrienden, kom, als we nou beginnen. Kom, daar staan vrienden en alle vrienden mensen. Kom, welkom voor de eerste keer, welkom voor de tweede keer. Welkom, gelukkig is een goede grap uit hier. Kom mensen, die veilig gaan nou beginnen. Die jong, wat staan je daar? Doe niets. Ik zeg, doe niets. Mooi, dank je meneer Forster. Baie dank je mensen. Om te denken, dat is meer Jan Forster's eigen goedje zullen ze vandaag niet verkloppen. Nou, kom, Manny, bring voor de plate, I silver plate, give me from my silver plate. Hou op jouw plate. Hier zijn vrienden. Prachtige silver plate. Silver binnenkant en silver binnenkant. Nou, kom, hier lieflijk. Wie gaat nou wat? Wie is op 40 gram? 40 gram voor jullie prachtig. 40 gram. Is het daarom een goede fluit daar, meneer Forster? Jammer om te zeggen, maar hij is vol gaatjes. Dat is niet waar. Hij is vol freakies. We kunnen zelf niet zeggen, zaken maar goed aan. Alles moet zeggen. Dan kom. Wie kan mij op? Als er 20 gram. Wie zegt 20 gram? 20 gram, iemand is er. 20 gram voor jullie prachtige silverplate. Iemand 20 gram? 20 gram? Ja, 20 gram. 20 gram. 20 voor jullie silverplate. Iemand 23. Meneer 23 gram voor jullie silverplate. Prachtige silverplate. Ja, kom verkopen dan al onze muziekgroep. Ik zag hem dan kan lezen. Laat het voor jou les wees. Dit gebeurt met mensen wat je de boring betaalt. Kom, zo nou weer. Dan kan ik mijn hond vleet. Want je weet, van ik winkeltanden heb, kan ik niet meer zo mooi vleet. Kijk, ik wil je nog iets gewijzen. Hoe lijkt dit voor jou, Jan? Yes, like my is mooi, oom. Dat is niet hij nie, dat is sy. Haar naam is Cleopatra. Kan zij praten, oom? O, sy praat prachtig. Hoor net 'n bietjie. Maar oom, ik heb ook iets moois wat ik voor oom wijs. Wat is dit, Jan? Hij laat ek sien. Kijk eens, oom. Hierdie ene is mooi en hij fluit ook baie mooi, oom. Maar hierdie ene is bietjie stikkend. Oom kan hom maar hou. O, verniet. Geld soos bossies, oom. Dankie. Waar slaap oom vanavond? Wel, ek Daar is weet, plek by ons huis. jy's mos dan Evie Verweer se kind, is jy nie? Ek is geen kind nie. O, ekskuus. Jy hoort maar net daar by tant Evie, maar julle huis is mos altyd vol. My pa se ons huis se naam is die weg van alle vlees. Daar's altyd plek. Nou, waarvoor wag ons dan? Anders is hierdie vlees vanaand verlore.
geval as die veiling het nou begin. Nou waar gaan ons begin? Maar nie vir ons daai gitaar. Jy kan hom maar Wat ben jy so pragtige gitaar? Hou maar. Lig jy my op hier? Hier is toch baie goed, hier is hierdie pompoenfluit en hierdie silwer ding en hierdie goue ding en hierdie trom. Wat was hier nou goud? Maar nie op daar mense, kom terug. Kom terug julle. Kom hier naartoe. Wat soek julle? My Oh, die wonderlikste ding het gebeur. Hoe ryk jy dan vandag weer, nee seentjie, my kind? Oh, ek gaan vlieg as jou pa. Maar dis mos Jan Vosloo. Ons het gehoor jy's weer in die dorp, Jan. Is jou pa al hier? Ek moet die wonderlike nuus vir hom vertel. O, ek is so opgewonde, ek gaan vlieg. Maar wat doen Koos Voorstra dan hier voor my huis met 'n veiling? Wat is hierdie goeie nuus wat ek hoor? Koos, ek gaan maandag Windhoek toe vlieg. Meisie van Rooyen het nou net vir my gesê dat ek gekies is om te gaan. O, maar dis baknies spesifiek weer, maar as jy nie bang om so hoog in die lug te ry nie. Bang om te vlieg. Ek is baie banger vir jou met daai opveilkussie van jou. Kom maar, die Kosloo. Ma, gaan maar regtig vlieg. Ja, my skat. En ma, waar kan ek Jan vanaand slaap? Ek het hom genooi om by ons te kom bly. Wel, daar's 'n bed in die strykamer. Om Jan by ons bly. Ja, mamma, sien, hy het nergens om te bly nie. En hulle het tot sy trompie verkoop. Oor 'n week is ek sowaar alweer weg. Dis oor Mali, Jan. Sy woon nog altyd by ons. Pieter, gaan kyk gou of jou pappa al gekom het. Toe vooruit. Ek weet nie hoe Mali daaroor sal voel as jy jou intrek by ons neem nie, Jan. Julle het destyds op trou gestaan en sy is my jongste suster. En nou, mense vel sit nader as jou vrokkie. As jy nie omgee dat ek dit sê nie. Dis vir jou om te besluit. Ma, kom julle. Vertel hulle van die vleerry. Hulle wil my nie glo nie. Woon, bly, loseer en slaap al daardie mense wat ek guns gewaar hier. Ja, Jan, dis my gaste en soos jy sien is Mali nie nou daar nie en ook nie my dierbare wederhelft nie. En wat van daai enetjie in die middel? Ly sy aan een of ander ongeneeslike kwaal of waaroor 'n mens nie praat nie? Katie Brouwer, as ek jou dan van die hande kry. Maar kom Jan, ek gaan jou nou voorstel aan jou huisgenote. Ai toch. Mama, kyk by my. Ag my. Oh, sis toch. Ja, kyk net 'n bietjie. Regtig my skytjie, ek weet dit is lekker om groot mense te speel. Maar daarom nie in ons beste klere nie en kyk net na Poppie se mond. Al tienerjariges doen, dis die mode. Tienerjariges. Jy's nog nie 'n tienerjarige nie, my liewe kind. Sari. Waar is Sari? Sari, kom nou. Daai Sari is nie sy eetwit kom as al die werk klaar is. Kom. Dis nou eers, jy moet nie so praat van jou suster nie. Sy's baie ouer as jy. Toe nou, maak vir jou skoon daarso. Mama, geroep. Ag Sari, kan jy dan nou nie bietjie dop hou as ek nie hier is nie, hè? Kyk net hoe lyk Poppietjie se mond in ons beste klere. Dis 'n fase, mamma, as ek verbygaan. Ja, maar 'n fase. Ons moet hulle help om daardeur te kom. Maar ek wou nie daaroor gepraat het nie. Ek wil praat oor die Windhoek toe se gaanery. Ek het nou so gedink. Ek het nie genoeg geld om 'n nuwe rokkie te koop nie, maar 'n nuwe hoed wel. O ja, mamma. Wil jy nie gou winkel toe gaan nie? Jy het so goeie smaak. En dan soek jy 3 hoedjies uit. Nou nie van die hoë soort nie. Ag mamma, net so bietjie hoog. Dis mode. So plat hoog. Nou maar goed. En dan bring jy hulle en dan kies ons. Maar moet nou nie die hele middag daar vat my kind. Jy weet dit ons so baie om te doen hier, so ek weet regtig nie hoe ek al my draaie gaan kry nie, hoor. Ek het nou weer hier so, mamma. Nou ja, meneer Vosloo, dit was dan nou die kamers in die badkamer wat ek vir jou gewys het. Hier is ons woonkamer. Eintlik Evian se woonkamer. Ons is maar meestal hier is ons eettafel. Ag, en kom laat ek vir jou die familieportrette wys. Hier is nou 'n tante van Japie, baie ryk maar baie suiwig. En hier is die telefoon. Is 'n telefoon meestal besete. En die radio. Nou ja, na die radio luister ons maar gewoonlik as dit nou rugby is, want Japie kan nie altyd vir ons kaartjies nie aan kry nie, jy sien. En hier is 'n foto van ja, dis 'n foto van Evie toe sy nog baie klein was. Maar sê meneer Vosloo, jy was mos vroeër hier of hoe? Ja, ek was voorheen hier gewees. Ja, natuurlik. Maar kom, ek wys jou maar weer alles wat. Jy onthou miskien nog die kaggel. Ag, hier in die winter is tog so lekker as almal hier sit en ons luister na die My sitplek is daarso. Ek sit maar altyd daar. O, ek sien ja.
Pasop tog maar vir Poppie se blokkies hier op die vloer. Dit lê maar altyd daar rond. Kyk meneer Vosloo, ek sê nou maar vir jou betyds. Dit is nou my sitplek, nou weet jy, né? Ja, nou verstaan ons mekaar. En hier is ons klavier. Ag, hier sing ons tog te heerlik saam in die aande. Dis tog 'n baie goeie Hy is baie goed. Meneer Vosloo, hier woon ons te heerlik in hierdie huis. Dis net jammer, daar's een ding wat hinder, en dis hierdie juffrou Prens wat so kan snor. Jy sien meneer Vosloo, haar kamer is net langs my in die gang. En elke aand as ek wil gaan slaap, dan begin sy met daar al ewig gesnorkery. Dis elke aand en dan sy doodstil. En dan lê ek en wag vir daardie uitkom, maar hy kom nie uit nie. En net as ek wil slaap dan en dan is ek weer wakker. Jy weet wat my altyd kry, is dat hulle nooit weet of dit F of F kruis moet wees nie. Dubbele aangename kennis, meneer Vosloo. Jy weet in die hotelletjies en losieshuise van ons land is dit mos maar altyd dieselfde geval, né? Die mure is plankdun. Ja, die kakofonie van geluid. Dit was op Graaff-Reinet waar ek hierdie treffende patroon gehoor het. Meneer Vosloo, asseblief weer. Werklik treffend. Dit was 'n morgenson waar ek hierdie in raak geloop het. En Bloemfontein het weer hierdie een gekry. Meneer Vosloo, nee, ek dink jy maak 'n fout. Dit was Kroonstad daai. Kon Kroonstad gewees het. Kan jy hierdie ene miskien onthou? Meneer Vosloo, jy het geloer, hoor. Hoe het jy geweet dit was Brits? Ek is so bly julle ken mekaar en verstaan mekaar al. Jan, jy weet meneer Bromberg het ons al 'n boek uitgegee vol gediggies ver. Nee man. Geleentheidsgedigte, Evie. So vir die grafsteen en die in memoriam. Evie, ek het juist gedink, nou met jou sending na Windhoek, het ek net die regte ding vir jou. Ja. Evie, ek het gewonder of jy nie miskien gebruik kan maak van hierdie. Ja, later, maar ek wil nou eers net gou die mense almal roep, hoor. Tannie Prins! Frans! Kanus! Tannie Prins, kom, hier is groot nuus wat ek moet vertel. Dis nou juffrou Prens daar. Jy moet so baie snork. Sy is 'n familie van Evie nie. Baie bang vir die ou dames te huis en vir doodgaan. Maar eers wil ek vir jou voorstel aan Jan Vosloo, hy kom nou hier bly. Jan, dit is nou Tannie Prins. Jy kan maar sê sy is my regterhand. Net Tannie Prins. Die vaalvlieg is Frans Burger. Hy betaal daarom Lucies. Sy pa is 'n redakteur van die Johannesburgse koerant, die Mama, stel me rug voor en na die oomie. O, dis my dogtertjie Gertie. My simpatie is by die ou kerel, maar hy's ook glo maar 'n vuil goed. Maar hierdie kerel kan ek nie verdra nie. Maar kan sê nou môre middag gaan aand vir die ouma gaan sit. Kom Frans, ek wil vir jou graag voorstel. Dit is nou Frans Burger. Frans is 'n lettersetter hier by die drukkery in ons dorp. En wat doen hy? Hy, Ja, die persoonlikheid hier. maar hy is 'n komponis. Hy's 'n ou vriend van die familie. Dis Jan Vosloo. Nou ja, nou dat ons almal hier so gesellig by mekaar is, wil ek julle vertel van die wonderlike ding wat met my gaan gebeur. Ek gaan vlieg. Ek gaan Windhoek toe vlieg met 'n vliegmasjien. Al die jare wat ek 30 jaar lank gedroom, gebid, gehoop, gedink het en alles hieroor. En nou gaan dit regtig gebeur. En dit alles net omdat die burgemeester pampoetjies gekry het. Is dit nie wonderlik nie? Nee, ek bedoel dit nie so nie. Ek het nooit van die man gehou nie. Maar dan het hy toch sy goeie kant ook. Ja, maar julle, ek het regtig nie so bedoel nie. Die ding is net so, kyk, Meisie van Rooi, dis nou die burgemeester se vrou. Sy sou mos Windhoek toe gegaan het om ons vrouevereniging daar te verteenwoordig op die groot kongres. En nou dat die burgemeester siek is, nou kan sy nie gaan nie en ek is tweede keuse. Nou wat het daar die meisie van Rooi wat jy nie het die Effie? Dis wat ek wil weet. Nou toe, dak hoor, Mr. Bromberg? Bromberg asseblief. Reken.
Nou ja, Momberg of Bomberg, dit maakt nie saak wat jou naam is nie. Ek wil weet wat het daar die vrou wat Effie nie het nie. Hoe moet ek weet? Ek is nie getroud nie. Maar Effie, wat ek net nou wou sê, dis nogal belangrik. Miskien kan jy hiervan gebruik maak in jou toespraak. Luister 'n bietjie. Ons dien jou dierbare vaderland en moederstrand. Ons gee ons diens vir jou en vra alleen, wees jy soos ons getrou. Pragtig. Mooi gesê. Maar ek wonder waar Japie bly. Wat sal my ou man tog sê as hy van die wonderlike goeie nuus hoor? Papa, ek weet wat hy sal sê. Hy sal sê, 1000 bomme en granate. 1000 bomme en granate. En dit bespraak ook maak. Nou, toe nou. Jy my vrou. Ek is trots op jou. Pa is mos 'n Latyn-onderwyser. Pa moet vir my 'n slim Latynse sinne gee om te sê. Jy's laf, Gertie. Ek Latyn praat. Amo, amas, amat. O, maar Japie, is dit nie wonderlik nie? Daar gaan so baie beroemde mense wees. Ek sal die enigste een wees wat ek nie ken. Dag Jan, ek is jammer, is die eerste mal wat ek jou raak sien, jou, met al die opgewondenheid. En om te dink van ons oudste kind gebore is, het Effie al gesing. Ek hoor 'n dir en 'n doer en 'n draai. Ja, Japie, ek onthou dit nog. 'n dir en 'n doer en 'n draai. Ek sien iets aankom oor die paai. 2 vlerke en 'n luid. Maar al die tyd is hy so styf. Dis 'n dir en 'n doer en 'n draai. En dir en 'n doer en 'n draai. Raai man, wat se ding is dit? Teen die blou lig blink hy silwerwit. Dis 'n dir en 'n doer en 'n draai. En 'n dir en 'n doer en 'n draai. Vliegmasjien! Vliegmasjien! Ek ren naar raai. Of in het aankom oor die taai. 2 vlerke en 'n lyn. Maar al die tyd is hy so styf. Wat ek ren en doer en ek draai. Ek ren en doer en ek draai. Raai man, wat se ding is dit? Teen die blou lig blink hy silwerwit. Is dit ren en doer en ek draai. Ek ren en doer en ek draai. Ek ren en doer en ek draai. Vliegmasjien! Hy het weggeraai. Sst, dis die weeshuis wat praat. Toe gedrag julle, weg is julle. Ja. Ekskuus tog mevrou Tron, ek verstaan nie mooi nie. Ek begryp nie. Ja, Gertie verjaar in die skoolvakansie, so oor 10 dae dan is sy 12. Ek wou net graag geweet het hoe laat die weeshuiskinders vanmiddag na Gertie se partytjie toe moet kom. Gee hulle 'n partytjie vir Gertie. Ag, maar is dit nie lief nie. Ekskuus. Wat sê u? Word die partytjie hier gehou by ons? Vandag? Vanmiddag? Net nou? Maar mevrou Tron, ek kan nie... En toe het die kinders vir Gertie en Peter albei 'n persent gekoop. En nogal van hulle spaargeldjies. U sê van hulle spaargeldjies. Spaargeld. En die persente? Tog so oorspronklik. En dierbaar. Hoe laat is dit nou, Japie? 2:30. 2:30. Maar is nou 2:30. Ek gaan nog gek word. Waarheen gaan u? Wind op... Ekskuus tog, mevrou Tron. Baie dankie, hoor. Nou dan verwag ons die kindertjies so omtrent 4 uur, né? Totsiens. Jonge juffroukie Gertie Rouwer. Met jou sal ek later afreken. Maar is die wat jy natuurlik al die hele dag hier so in jou beste klere, jou partyklere rondloop, né? Oor 'n uur en 'n half kom hier 37 kinders van die weeshuis aan en daar's 3 snytjies rosientjiebrood in die blik. Daar by toe 'n bok. Wat die melk gee nie, 700 wat saam in 'n week 1 eier, melk, meel, sout, kaneel. Dit klink vir my so baie nata se pannekoek. En dan wou mamma my net nou verniet afskil. Ek het geweet mamma sou 'n plan maak. En mamma kan help. En Tamari Ja, en van die prins ja. en Sari. Ja, maar bovenal my liewe engeltjie gaan jy help. Dis mos jou partytjie.
1, 2, lig die pols. En 3, en ag nee, jy het weer nie by die huis geoefen nie, Katrien. Jy mors nie alleen jou pa se geld nie, maar ook my tyd. Toe, weer oor. Juffrou, kom nou. Wat is dit, Frans? Jy weet ek gee les. Ja, dit is knorrig wees nie, Mali. As die klok slaan bly jy mond verstaan hoor. Wat wil jy sê? Jou suster vlieg maandag Windhoek toe en Jan Vosloo het by tant Evie ingetry. Sal nie so stom wees om vir my te staan en stories verkoop nie, Frans. Ek moes jou nooit van Jan Vosloo en my vertel het nie. Natuurlik moes jy, as jy voorberei op wat jy nog gaan sien. Hoe lyk hy? Hy lyk nie soos die portret wat jy van hom het nie. Hy draak nou soms 'n bril. Hy het seker te veel teen sy skildeisers vasgeloop, daarom moes hy 'n bril kry. Wat gaan jy nou doen? Gaan jy terug huis toe? Dink jy Jan Vosloo sal my weghou? Maar wat is dit van my suster wat gaan vlieg? Jy sê die burgemeester se vrou sou eintlik Windhoek toe gegaan het as afgevaardigde, maar toe kry die burgemeester van Poentjies. Nou moet sy vrou sy hand vashou. En nou gaan tant Evie. En daai leerling van jou is wragtig goed man. Ek dink ek moet ook hom les neem. Daar is net een man wat so kan speel. So brutaal. Toe maar, Trien, jy kan nou maar huis toe gaan. Kom, kry jou jas. Hou lekker vakansie, hoor? En sê groete vir jou ma en pa. En oefen nou so af en toe 'n bietjie, hoor? Dis jou sak. Totsiens. Totsiens, juffrou. Dag, Mali. Jy so min maniere. So min ordentlikheid kan hê, Jan Vosloo, om hier voor my leerlinge. Ek hoop jy moes geklop het nie, hoor. Dog ek ruik iets snaaks hier. Wie is hierdie persoonlikheid? Dis meneer Burger, meneer Frans Burger. Ek dink julle het al ontmoet. Ja, ek probeer altyd om onplesierige dinge te vergeet. Sorry, nou lieg jy nie. Jou suster vra of jy huis toe sal kom na die les. Daar sloeg vanmiddag groot dinge aan die gang. En sy stuur vir jou. Kom ons Waar is my jas? Wel, eintlik vir Gertie. Ek moes vir Sari gaan soek. Maar toe sê ek vir Gertie, Gertie my kind, ek sal vir tant Mali gaan soek. Gaan soek jy vir Sari daar by die hoedewinkel. Komplimente. Mag ek jou my oorlogswaan na jou huis vervoer? Kom jou ma wag. Los my. Baie snaaks. Ek moet oppas dat ek my nie doodlag nie. Nou kom dan. Skaam jy jou nie? Staan oogies maak vir elke jaar rap in sy maat. David, ek het vir jou geskryf dat dit uit is met ons. Ek is my eie baas en kan maak en... 'n breek sal jy wil, nee. Dit is reeds so jy brief wat ek hier is hierdie naweek. Gertie. Was vanoggend by die universiteitskoshuis, maar toe verneem dat my juffrou Sari Brouwer siek geword het tydens die eksamens. In huis toe is 'n week voor die tyd. Siek geword. Jy is so gesond soos 'n olifant. Nou lyk jou goed, bekyk jy. Jy lyk nie reg nie, wie? Daar's kringe onder jou oë en geel om die mond. Geel? Ja.
Jy's laf. Hoe geel? Geel, doodgewoon geel met sulke blou kolletjies. Vreeslik snaaks en gallerig. Neem jy vir Gertie huis toe, sê vir mamma ek kom. Nee, wag. Hoe weet ek jy gaan nie op die sypaadjie sit en jou ma se hoede begin oppas nie? Ry jy of loop jy? Ek loop. Goed, Gertie, bring. Daar, ek kan self dra. Maar voor ek loop, Ja, laat ek vir jou 'n paar wenke gee. goed. Wenke van een wat saam met jou groot geword het en jou belange so nie op jou hart nie dan op die voet dra. As jy weer miskien eendag 'n meisie het, doen iets. Wat sê iets? Iets wat anders is. Anders as wat? Anders as wat jy is. My sorry broer is so ver van my hart. Stil! Stil! Kyk, stil nou, Max. Bly jy stil, Japie. Luister, Max, wanneer ek oor hierdie saak praat, dan moet jy luister. Ek luister die hele middag, maar luister nog 'n bietjie luister. Daar was 'n lyn staan hier gewees. Ja, dis waar al die moeilikheid begin het. En die bal het ingekom en daar was 'n losgechommel, Max, toe blaas die skeieregter sy fluitjie. Ja, en is na sy fluitjie. En toe was daar 'n vaste skrum, Max. Die bal het uitgekom aan die All Blacks se kant. Dis reg. Toe kom my man, hy kom daar om die skrum en my man keer hom voor en jy's heeltemal verkeerd, Japie. Dis jy soos my man seer gekry. Kyk. Ag, ek weet jy's nie van. Kyk, my man het die bal gehad en toe hy die bal uitgee vir sy senter, toe kom daai kerel hier verby na die fluitjie geblaas het, hoor. Max, dit is nie so nie. Moenie maak of jy alles van hierdie saak af weet nie, hoor. Luister, Max. Mag ek jou daaraan herinner dat ek 'n Springbok was? Ek kry nooit 'n kans om dit te vergeet. Dit is nie waar nie, van my hoor jy dit net as dit dringend noodsaaklik is. Dan is dit baie keer noodsaaklik. Natuurlik is dit noodsaaklik. En nou dat ons dit weet. Ek vir jou sê, jy weet alles van seels af. Jy koop hulle en jy verkoop hulle, jy versamel hulle. Trek ek ooit jou woord in twyfel? Maar ek is 'n spesialis. Ek is oor see bekend as die filatelis van die Republiek van Suid-Afrika. Luister, en ek was ook bekend. Dan sê. Was bekend. Die roem is 'n kuiergas wat nie lang bly nie. Kom binne, Janie. In elk geval. Ja, maar dis dit. Kyk, Japie, dis twee aparte dinge. Luister, Max, as jy my iets omtrent seels vertel, dan sal ek alles glo wat jy sê. En ek sal nie eers lag nie, Max. Japie, jy het my nou beledig. Japie, ek sê jou vergewe, maar jy het my beledig. Ek dink ek loop nou maar eers. Maar Max, almal dink deesdae dat hulle kan nou rugby saam praat. Almal is speerders en keerders en skeieregters. Hierdie ou, hoe lank is hy nou al hier by julle? Max? Jan, so in die omgewing van 3 jaar. Dis reg, ja. Hy het dieselfde week hier gekom as Poppy. Poppy? Hierdie dogtertjie. Sy is 'n niggie van my se kind. En die ma is maar... Ag, nou ja. Sy het daartoe vir 'n naweek hier na ons toe gebring en die naweek het 3 jaar geword. En vandag sal ons beswaarlik sonder hierdie kind kan hier. Papa, ek moet met jou praat. Ag, nou is om Jan alweer hier. Luister, Jan. Sorry as jy met my wil praat, is glad nie nodig om onbeskof te wees nie. Omdat daar in hierdie huis nergens 'n plek is waar jy alleen met jou ouers kan praat. En moenie so op my All Blacks leun nie. Wat is jou grief? Laat die All Blacks daar maar die All Blacks. Maar julle sal jammer wees. Julle het afbreek. Julle kan altyd. Sy jaar jonger was het ek haar so ware pak gegee. Sy het my nie eens 'n kans gegee om te verdamp nie. Jan. Ja. Sou dit die leeftyd wees? Wel, as dit is, dan lê ons almal aan ons eie leeftyd, wat dit ook al is. Jou stouter is jy wat die goed afgegooi het, hè? Ja. Waar is hulle? O Jan, hier is hulle almal. Dan net kyk, loop jy na mamma toe. Ja, dat is allemaal hier, Jan. O nee, my sterskoppe. Waar is my Gerry Brand? Daar, Frits hom. Fritsie, ek lê hom daar. Jappie, ja. Ek wil nog verduidelik het oor Mali en my verhouding. Jan, ons wil altyd alles verduidelik. Sari wil iets verduidelik, jy wil oor Mali verduidelik. Ek wil oor Evie verduidelik. Ons wil nog altyd onsself aan onsself verduidelik. Maar hoekom nie aan Mali self nie? Maar as Evie se man is jy tog hoof van die huisgesin? Kom ek weet sê. Deesdae sê dit nie juist vir jou.
Ja, dis eintlik Evie se hoekie hierdie. Altyd die liefde vir die dinge van die lug. Dis eintlik deur haar dat David by die lugmag aangesluit het. Julle buurman se seun was hy nie? Ja. Ja, hy het maar aan hierdie kant van die heining groot geword. Kyk hierso. Is nie goed dat die kinders van die buurt vir haar gegee het, toe hulle geleer het van haar liefde vir die lug. Jan, die kere wat ek haar voor hierdie kaart sien staan het en die vlugte uitgewerk het oor die see en oseane. En nou het daar kans uiteindelik gekom. En ek is bly vir haar. Bly en dankbaar. En ook 'n bietjie skaam dat ek dit nooit vir haar kon gegee het nie. Ja, maar nou sal die plesier toch soveel groter wees. Dis goed van jou om dit so te stel, vriend. Nou, hoe sou so iets nou in haar bloed gekom het? Beslis nie van daardie twee nie, Jan. Daarvan kan jy seker wees. Evie het 'n keer die twee portrette op die parade in Kaapstad gekoop vir 10 sent stuk. En julle weet nie wie hulle is nie? Nee, maar soos Evie gesê het, maak dit saak, dis iemand se familie. Sari! Waar kruip jy die hele tyd weg? Jy weet goed genoeg daar's werk vir gewillige hande. En wat steek jy daar weg? Niks nie, Tamara. Dis nie niks nie. Daar het nou net 'n professor McDonald gebel. Nou, maar hoekom het jy my dan nie kom roep nie? Omdat ek nie vir jou gevra het nie. Waarom is jou oë so rooi gehuil? Die professor McDonald, wat wou hy dan gehad het? Met wie wou hy praat? Met jou ouers. Hy kom môreoggend hierheen. Nou wonder ek net waarom jou geskiedenisprofessor hierheen kom. En waaroor huil jy? Jy het niks om oor te huil nie. Ek het 2 dinge om oor te huil. Eintlik 3. Daar kan dit niks ernstig wees nie. Wat is dit? Dat help nie om in hierdie huis met iemand te probeer praat. Sorry. Wat op aarde het jy in Johannesburg gaan koop? Klere vir. Wat lees jy my goed? Wat lees jy my goed? Gee dit hier. Oh! Kyk al die prent. Professor John McDonald. Professor John McDonald. Hoe durf jy? Dis verskriklik gemeen. Dis my goed. Loop hieruit. So waar verlief op die man. Is jy stapelgek? En klere op skuld gaan koop vir R40. Wie dink jy gaan dit betaal? Ek sal gaan werk. Jy sal alleen jou ouers se harte breek. Ek wil ook gaan ou jong nooi word soos jy nie. Jou lewe is verby. Jy's 33. Maar wat van my? Ek is 18. Jou ma het ons hulp in die kombuis nodig met die pannekoekbakkery. Sorg dat jy daar is. 41. Gert, jy bietjie vir my die borde aan my kind. 41. Ja, ek dink dit is genoeg. Gert, maar waar bly jy? Hier is ek, mamma. Ek dink jy moet my tog nie so laat skrik nie, dis in my hart laat staan. Mamma, ek is so moeg. Ek kan nie nog 'n pannekoek sien of ry nie. Maar ek is baie bly om dit te hoor. Dan was jou nie by te reken by die ander pannekoeke nie. Maar my liewe kind, as 'n mens 4 of 37 gaste wil vra, dan moet jy die rooi tapijt uitrol. Waar Sari? Sy het 'n brief gekry. Nie dis 'n rekening. En van toe af sien ek haar nou nog weer. Fliks by die bak, maar hy by die werk. Eddie, vandag ons 37 of 137 gaste. Nee, Mali, ons verwag 37. Is dit nou 137? Moet jy dat my kop draai en my wag die matrone. Nee, sy het gesê 37. Gert, waar is dit? 137. Die predikant sê altyd, hoe meer siele, hoe meer vreugde. Die predikant sê ook dat ouers wat hulle kinders nie tig nie van hulle stoele afval en hulle nekke breek. Staan nou op van daardie stoel, liewe kind, en sit nou die goeders asseblief in. Mama, ja, Peter. papa moet koffie. Ag, Mali. Evelina, hoe merk julle dat vir Pandora al vroegmiddag so leeg? Kyk hoe aardig lyk sy. Mali, is daar nog 'n bietjie met jou gemmer vir die bok? Ja, vir my ook 'n bietjie. Ek het so hol gevoel hier op my maag. Ha, Evie, ek dink mos ek ruik lekker pannekoek. Die boerevrouens bak sulke lekker pannekoek. Kalmoses kry jy nêrens nie al word jy oud van soet. Mama, wat gaan met my gebeur? Daar's 'n groot en belangrike taak in die toekoms wat op jou wag, wat baie deursettingsvermoë en durf van jou sal eis. Mama, Gee nou vir jou pa se koffie, hoor. Sari, waar bly jy? Jy is baie werk vir gewillige hande. ag mamma, ek moet met jou praat alleen. Nou. Maar wat is dit? Ag, ek kan nie hier tussen al die mense. Daardie voordeurklok het weer nou afgeval. Het ek nie vir jou gevra om die ding reg te maak nie, Peter? Regtig, weet julle, dit is nou die weeskinders wat daar is. 37 bloedjies wat staan en wag. Toe asseblief nou mense, Sari, maar die prins, ek dat die Peter gaan doen nou iets en gaan. Haal hulle, neem hulle asseblief gou tuin toe en begin so lank met hulle speel. Laat hulle tog hardloop sodat hulle die pannekoeke lekker vir hulle kan smaak. Ek wonder regtig. Ek moet nog dink aan daardie toespraak vir my na Windhoek toe ook.
Mevrou die voorsitster, dames en here. Gaan daar manne ook by wees? Ja, daar sal 'n predikant by wees. Mevrou die voorsitster, dames en heer. Dit klink darm soveel wywerig. Ek weet, dames en moeders. Sommige moeders is ook seker dames. Nou weet ek dit. Moeders van ons volk, moenie so snipperig wees nie, Gertie. Moeders van ons volk. Moet die pannekoek. Kinders, kom hoor hierso. Kom hoor hier. Dis nou 3 pannekoeke en 'n lemoen vir elke kind. Dis 'n baie rok wat ek laas jaar gekoop het en ek het so daai kraagie op wat aan die prins vir my gegee het en sy maak dit 'n bietjie wyer dan behoort dit baie mooi te wees. Malie moet regtig vir Pandora genoeg kos en water gee as ek weg is, veral water wat sy kan produseer. As ek nou maandag weggaan, dan kan ek Vrydag terug wees. Ag, laat dit tog goed gaan terwyl ek weg is. Laat dit tog goed gaan asseblief. Ek is baie jammer dat meneer van Rooyen pampoentjies het, maar ek is so dankbaar dat ek kan vlieg. Moeders van ons volk. Dis vir my 'n groot vreugde om hier te wees. Ek bring die groete oor van ons stuk. Die kinders hoef nie almal servette te hê nie. Ons kan maar 'n paar jammerlappies saam vir kom by. Nou gou maak dan die prins, daai ou bloetjies is dan seker dood van die honger daar buite. Dit klink nie so nie. O, is my tog so grillerig as jy daai spelle so in jou mond het. Ek is so bang jy sluk hulle in. Nee, kan ek kou eers. Kou! As jy nie te veel gevra is nie, kan ek asseblief met mamma alleen praat? Daar's niks wat jy kan sê wat ek nie mag hoor nie, Sabi. Nou, ek gaan eers gou die ou kraagie aansteek. Wat is dit, my kind? Mamma, ag mamma, kan ek nie asseblief liewer gaan werk in plaas van terug aan universiteit toe nie? Dis dan net 6 maande se geld wat vermors is. Maar my kind, jy's nooit reg wys nie. Waarvoor het ons liewe Heer vir jou goeie verstand gegee as jy dit nie wil gebruik nie? En wat so nonsens is dit in 'n klankverandering nou? Mamma, as ons nie nou ietsie te eet kry nie, lê dan net nou 37 weesheiskinders in die koue dood. En ek saam met hulle, waar is die eetgoed? My sien, Sari, ons kan tog nie hier oor ernstige dinge gesels tussen die pannekoek en die kraag nie. Los nou die kat, my liewe kind, toe nou. En gaan jy en gaan haal die pannekoek en jy, juffrouetjie, jy kom nou asseblief en jy gaan haal die warm sjokolade wat ons nou vir die weeskinders kan gee. Mamma, ek moet altyd help en ek sal moeg daarvoor moet wees. Wat praat jou pa so hard daar buite? Kyk, om Japie gaan nou vir julle so tel. 1, 2 en dan skiet om Japie met die revolver. Moenie skiet nie, dis ons mense. Ag, is dit nou nie te dierbaar nie, 'n regte partytjie. Ek het juist 'n bietjie roomys vir julle gebring om vir Effie geluk te wens op sommer. Maar hoekom is hierdie wasgoed so hoog? Anders spreek Pandora dit op, mevrou. Nou was hy lê maar daarbo. Ag, is dit nie te duur? Wat is dit regte gebeur? Dis 'n revolver, mevrou. Terloops, so gaan dit met die man se pampoentjies. Revolver of geweer, dit bly 'n skiete ding. Maar kan ek dit nie afskiet nie. Ek het mos laas by die interskooliepryse uitgedeel. Ja, maar kan nie skiet, mevrou Verwaaien? Ja, maar nooit raak nie. Nou ja, nou gaan die wedloop begin. Is julle gereed? 1, 2, skiet, mevrou Verwaaien! Ek glo net nie daaraan om my brood op die waters te gooi nie. 'n Tydjie terug het die burgemeester 'n vriend gehelp met sy moeilikheid. Ek sal jou nooit vergeet nie, het hy gesê met trane in sy oë. En hy het nie. Net vanoggend bel hy ons weer. Hy is weer in die moeilikheid. Luister, Tannie. Oh,
maar dis wonderlik. Hoe kry jy dit reg? Omdat ek wurms eet. Asseblief, Tant Evie, vir die plaaslike koerant, wat daar nie afgevaardigd is, hou dit net so. O, asseblief tog nie. O, nee. Glimlag net mooi, ek sal volkome reg laat geskied. Ek vra nie reg nie, ek vra genade. Ag, jene, Effie, dis wat my so kwaad maak. Jy kan toch so boers wees. Wag, ek sê jullie langs jou. Sê net nies daar, Evie, dan kom mense gesig sommer vanself toe. Ja, sê nies. Nies. Nee, Effie, sê nies. Nies. Ek gaan, Frans, dis begin nou koud word hierse. Dis nogal logies, mevrou. Jy sit om my romhuis. O, my mamma lyk pragtig. Dink jy so duur? Ja, is nogal oulik, né? Wat dink jy Tannie Prins? Baie netjies, Evie, baie netjies. O, ek dink ons kan nou al amper vir Tannie Meisie laat kom. Maar wag, kom ons stoot net gou die tafel soontoe, dan kan sy mooi duidelik vir my sien Nessie inkom. Almal saam, toe nou op. As my handsak, sit die stoel gou reg, kindie. Ek sal so mooi staan dat sy my duidelik kan sien. Het jy nou vir haar geroep? Tannie Meisie! Kind, gaan roep, nie skree nie. Ek kan ook skree. Regtig, Evie, dis 'n wonder my rok is nie bederf deur die roomhuis nie. Dis 'n mooi hoed, heeltemal chic. Dankie, Meisie. En waar is die rok? Maar, dit is die rok. Gaan jy met daardie rok na die kongres toe? Maar onthou jy nie, dis 'n nuwe rok wat ek laas jaar aan die eind van die seisoen op die uitverkoping gekry het. Hy was 'n nommer te klein, maar nou het Tannie Prins om groot te maak, die pragtige kraag en die bos. Niks anders om aan te trek. Dis 'n pragtige rok en my mamma lyk pragtig. Toe maar, skytjie. Toe maar, ons huil nie hieroor nie. Dis miskien nie die soort rok wat 'n mens na 'n kongres toe aantrek nie. Wat is verkeerd met daai rok? Ek tel daai kraagie uit agter. Kyk hoe netjies is dit. Jou werk en jou smaak. Die maakloon is miskien mooi. Moenie so met haar praat nie, meisie. Tannie Prins het dit vir my verniet gedoen. Ag, Vader Evelina, moenie so verlore lyk nie. Dis geen tragedie nie. Is dit nie? Pandora, my rok. Keer daar, Gertie, Pandora, my rok. My rok. My rok. Keer mense daar buite. En kyk wat red ek uit die kake van 'n bok. Oop is op die bok, bok. Want hy maak aan mok. Jy dink ek jok. Hy eet die rok. Kom ons lag die bok. Vir sy lekker sop. Gooi sherry op. En het smaak na dop. As die wyntjie waai en die hansbok braai, kom en maak het draai. Hy is glad nie taai. As die hondjie blaf, dan is hy mos laf. Want hy blaf verkaf, daar in die wappad af. Al die mense wag, om die bok te slag. Om net een dag op hom te jag. Bok staan styf. Hoeveel vingers op jou lyf? Daar is net 5. Op jou lyf. Man, dit is wonderlik. Nee, julle kerels. Nee, julle moet nie die bal vashou nie. Man, julle aanval, dan moet julle die bal uitgee, Peetje met daai bal. Kyk, nou val julle 3 vir my aan. En ek sien die bal uit. Dis hy. Hey, dis 'n bal grenade. Dan gaan jy jou man nie sy die kant toe. Dis 'n bom en granate. Oom Jappie, daar's iets krimineels verkeerd met Sari. Wolfskamp van die meisie kan verstaan Jappie. Jy mag verstaan Jappie. Maar dit is jy nie gewaarsku nie. Gewaarsku? Aan wie se kant is jy? Aan Sari se kant. Wag toe. Jammer, kom altyd te laat. Max is doen, Max. Is doen, reg. Ja, van julle seers gou. Bring ons toe. Peter, hier vir jou paas toe, Jappie. Nou versag. Max daar. Meneer, jy sê nie, Max. Nie nou, alles als David se skuld. Wat sou die krong mekeer? David, man toch. Dis soos die digter sê, dis altyd sy, net altyd sy. Die een gedagte bly om by, so skadu's onder bome bly. Net altyd sy, net altyd sy. Langs baie weë gaan my smart,
Blind is my oë en verward is alle dinge in my hart. Maar dit sal een en enkel bly en aards en diep sy laaf miskry al staan dit winterkaal in my. Die liefde in my. Kindertjies al weg? Ja. Is dit nou juist nodig dat jy Madeleine moet speel? Wat is dit wat 'n mens die tyd van die aand so weemoedig maak? Mali, jou regte naam is mos Madeleine, is dit nie? Jy weet net so goed soos ek dat dit is. Dat baie water in die see geloop, sedert jy daardie stuk geskryf het. En niks het sedertdien verander nie. Nee. Ook nie my liefde vir jou nie. En ook nie my finansiële posisie nie. Maar iets het verander, Jan. Ek het. Ek het dit gehoop en gevrees. O, jy kan trots wees solank die seerkry daar gebly het. Nadat jy my sommer sonder enige woord of verduideliking net gelos het. Maar die hoop en die wanhoop het verdwyn, Jan. En weet jy hoe ek weet? Hoe volkome ek... Ek jou verloor? Hoe volkome ek los is van jou. Anders sou ek nie so rustig hier met jou kon gesels het nie. Maar terwyl jy so rustig is... Op die glas. Kyk, wat doen jy? Ek het na hierdie armsalige dorp teruggekom terwille van jou. Ek het lesse aan 1 ster gegee om vir jou te bewys dat ek 'n bestendige lewe kan lei. En lei is die regte woord hoor. Ek het my bankrot gelei, ek is deurgelei. Terwyl jy so rustig is. Sari? Sari? Naam. Ek sê naam. O, naand. Maar ek het jou mos al vanaand gesien. Wel, jy kan altyd nog naam sê. Hoekom? Wel, omdat, wat bekeer jou, meisiekind? Ek dink. O. Gee jy om as ek saam dink? Ag, David, moenie gallerig wees nie. Wat is verkeerd met jou? Ek het nog nie eers gevra hoe dit met die eksamens gegaan het nie. Seker weer 'n A vir geskiedenis, né? Eksamens. Nee, kom. So erg is dit daarom nie. Kyk net hoe verdrietig is die meisiekind. Kom, ek help weer 'n vuur. Wat is verkeerd, meisie? Niks. Kan ek jou help? Oh, niemand kan my help. Doe nou my kindjie, die nag is gou verby. Die speelgoed is ook lekker moeg. Blokkies rus die huis vol, die 3-wiel gaan nie ry. Ook boetjie rus tot môre vroeg. Lapop
in haar wijntjie, slaap op in haar mandjie. Almal het van speel nou eers genoeg. O, roerpuntneus konijntjies, dikkie en ou kleintjies. Slaap so soet soos jy, slaap so soet soos jy. Ag, David, jy is ook te jonk om te verstaan. Te jong? Ek is 8 jaar ouder as jy. Jy het voor my groot geword. 'n Vrou is altyd 10 jaar ouer as 'n man, hoe oud die man ook al is. Ek was nog altyd oud genoeg geweest vir jou. Onthou jy nog verlede Kersfees? Dis eeue gelede. En wat vir al die briewe wat jy geskryf het, waarin jy vertel het hoe lief jy my het? Skeer hulle stuk en verbrand hulle en die foto's ook. Nee, die foto's kan jy vir my teruggee, hulle is duur. Ag, David, ek is vreeslik jammer oor alles, maar jy is so onryk. 'n Vrou soos ek, as ek eendag trou, want ek sal na my man kan opsien. Hy moet lank wees, pragtige tande en donker hare, met so hier en daar 'n effense grys haartjie. Wel, ek is lank en daar's niks verkeerd met my tande nie, my hare is donker. Tog nie dieselfde nie. Ag, David, ek ken jou te goed. Almal weet mamma het jou so te sê groot gemaak. Ja, en die man met die grys hare ken jy nie. Kyk goed na my en luister mooi. Ek hardloop nie vir die eerste spook weg nie. En voordat hy my vang, hardloop ek nie weg nie. Sien jou môre. Da. Net! Is die snap nie? Maar ek het nie snap gesê nie. Nou wie dan snap gesê? Maar dis daai verbrande voel daar. Jy speel nie saam nie. Ek draai jou net vir jou om, hoor. En nou? Ek sommer niks. Toe nou, almal het die partytjie terdee geniet. En jy gaan met die vliegtuig vlieg na die kongres toe. Mamma Gertie is ons jongste dogter. Nou maar wat daarvan, my vrou? Haar verjaarsdagpartytjie. Haar verjaarsdag is eers oor 14 dae. Ja, maar dan is sy 12 jaar oud en oor 8 jaar sal sy 20 wees. Ek sal vreeslik verbaas wees as sy nie oor 8 jaar 20 is nie, glo my. Alles gaan verkeerd. Hy rok is nie reg vir die kongres nie. En ou poppietjie gaan my vreeslik mis as dit weg is. Daai nare pocket, meneer Bromberg, se pyjama broek al was gevreet en jou rug gesteer. Toe nou. Oh, Japie. Japie, sê jy my asseblief help met my toespraak? Maar natuurlijk sal ek, my vrou, natuurlijk. Wat moet ek sê na ek gesê het, moeders van ons volk? Zet! En daarom beteken die eeuw van die kind nog altijd die eeuw van die ouer. En bovenal, die van die moeder. Hoe is daai? Sy slaap. Binne? Papa, mama, ek wil graag weer. Mama slaap. Is jy nou weer soet? Kom jy nacht sê? Ja, papa. Nacht, my dan. Nag, papa. En liewe vriende, ons leer van die lewe self. En dit beteken ander mense. Ander mense. Ander mense.
O ja. En nie alleen mense van wie ons hou nie, maar ook van mense van wie ons nie hou nie. Jy moet meer gevoel in die woorde sit. Van wie ons nie hou nie. Goed, ek sal onthou. Om mense te begryp van wie jy nie hou nie, is soos 'n reis na 'n vreemde land. Dankie. Is soos 'n reis na 'n vreemde land. Dit verryk die hart. Mamma, verander dit na, dit verryk die gees. Ag nee, hoorie, so as julle aan mekaar die ding gaan verander, dan weet ek naand nie wie vir wat verryk en waarom nie. Om mense te begryp van wie jy nie hou nie, is soos 'n reis na 'n vreemde land. Dit verryk die gees. Sal dit nie makliker wees om maar net te sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie? Wat het oor jou lewer geloop? Ek's vir jou so jammer. Jammer? Waarvoor is jy vir my jammer? Arme Pieter, jou konyntjie is dood. My konyntjie? Hoe weet jy dis my konyntjie? Is jou net dan nie die vaartjie met die snaakse oogie nie? Glad nie, dis juist joune. Jammer, is die ander wat dood is. Wat? Mama! Mama! Ag nee, my liewe kind, moet jy al ewig met water deur mekaar wees, hè? Jou pa's mos nie 'n vis nie. Gaan nou dadelik kamer toe en gaan maak vir jou droog, ala maskas. Hoe meer ek met daardie kind te doen kry, hoe meer ek minder van hom. En jy, my liewe gladde juffrouutjie Snip, jy gaan nou asseblief huis toe en maak al die beddens op. En gou. Ekskuus tog. Och, het water is so nat, is dit nie? Altyd, mevrou. Ek is John McDonald. Ek doseer geskiedenis vir die dogter. U is mevrou Briwer, né? O, bly u te ken, professor McDonald. Mevrou. Ag, ekskuus tog, is vandag hier by ons so 'n bietjie deur mekaar, 'n bietjie van 'n nat dag. Kom saam met my na die woonkamer toe. Daar lê die foon ook nou net. Kom maar saam, professor. Kom hier langs, professor. Ag, sit tog maar, ek wil net hoor wie is by die foon, né? Hallo, Evie Brewer. Oh, hallo Maisie. Ek bly om jou stem weer te hoor. Hoe gaan dit? Evelina, gewone rokmaat. Is jy 46 of 44? Ag, praat 'n bietjie harder, skat. Ek kan nie 'n woord mooi duidelik hoor nie. Glad nie. Glad nie. Ek het mense hier en dis privaat sake, maar ek is 42 as jy moet weet. Totsiens, Evelina. Maat 42, né? Tot gou. Totsiens. Ekskuus tog, professor. Die kinders was hier. Ekskuus baie dankie. Wil jy nie jas uittrek nie? Ja, ek sê altyd 'n huis met kinders is 'n huis vol vreugde. Nou bring tog vir ons 'n bietjie tee, Mali, dan die prins. Maar hierdie bietjie verwyder. Ag, sit maar hier neer, professor. Dankie, mevrou. Ja, professor? Mevrou, ek wil graag met u en uw man gepraat het.
Ja. Sari het haar eksamen gesak. Wat sê u, professor? Sit ja, skies toch. Mevrou, dit is al wat op haar vraestel was. Mevrou John MacDonald. Mevrou Sari MacDonald. Ag, professor, Sari is verlief op u. Mevrou, ja. Ek kan u verseker dat ek nie bewus was daarvan dat sy so voel nie. Ek kan u ook verseker dat ek haar nooit die minste aanleiding gegee het nie. Natuurlijk nie. Sy wou natuurlijk hierdie vraestel nie aan ons gee nie. Maar soos jy weet word studente nie toegelaat om enige papiere te verwyder uit die eksamenlokaal nie. Ons moes dit by haar neem by die deur. Japie. Ek moet met Japie praat. Jy sê Sari is toe al 6 uur vanmorgen weg. Dis al wat ek van die saak weet. Maar hoe weet hulle nou dat Sari nou vergoed weg is? Wel, haar koffer en haar klere is nie meer hier nie. Ek het gister al agtergekom daar is iets met haar verkeerd. Ek sal nie binne gaan as ek jy is nie. Die hele wêreld is daar die ene kriewel krappers en vuisel stampers. Is daar 'n professor nog hier? Ja. En hoe lyk hy? Ag, soos enige ou, jy weet, langerig, jongerig, grys. O, ek weet nie. Maar sê my, wie se idee was dit om hierdie plek ons rus te noem? Oor het ek hulle gister gewaarsku, maar nee, hulle wou nie luister nie, want ek het geweet daar's iets verkeerd met Sari, maar ek is oorgehaal vir hulle. Keer my op. Of jy keer jouself, hè? Soos ek reeds aan u verduidelik het, meneer Bruyère, het ek nooit die geringste aanduiding gehad dat u dogter op hierdie manier in my belang gestel het. Presies, professor. So Ons begryp volkome. dat ek u dogter geen aanleiding gegee. Juist so. Dankie dat jy gekom het. Lekker reis. Dankie. Maar ek wil graag hê dat u tog moet begryp dat ek van my kant Natuurlijk af nie, geen professor. aanleiding gegee het. Natuurlijk nie. Jy het die jas, die nekdoekie, thee, koffie. Wat praat ek alles? Van die kerk is hy van. Dis reg. Luitenant van die kerk. David, jy het nog die Sari se professor ontmoet. Ek het gisterand, ja. Gisteraan? Van u gehoor. Oh. Oh. Nee, dit is te jong. Ek het gevra vir iets van 42, mens. Vir u? Natuurlijk nie, ek is 42. Holle, o, dit is vreeslik, laat my aan pampoentjies dink. Nee, hierdie maak te bak agter. Nee, wys my iets met strepe wat afloop, hartjie, iets wat beslankend is. Ag, my wêreld, nee, dit is vir iemand van 15, nie van 50 nie. Ja, nee, dit lyk daarom beter. O, nee, dit is dan te duur. Ja, dit is mooi. En die? Ja, stuur het met mevrou Eddie Bruyère op zich. Al ek jou is nie Afrikaans verstaan. Maar op my rekening, mevrou Maisie van Rooyen, vir adres burgemeester van Rooyen. Drink dit, Evie, of moet ek vir jou 'n brandewyntjie gooi? Nee, ek moet my kop koel hou. Gemalie, het jy niks in haar kamer gekry nie? Is daar nie 'n briefie of iets nie? Niks nie. Sy het nie eens al haar wintersklere saamgeneem nie. Ek dink sy het gaan werk soek in Johannesburg, Evie. Ja, as sy gaan werk soek het om daar die rekening te betaal, kan ek het verstaan. Ek so bly jy het my daarvan ook vertel. As ek nou net weet waar sy werk en by wie sy bly en wie vir haar raad sal gee daar. Ons het mos nie familie in Johannesburg nie. Sy moes vertel het van die eksamens. Ek weet sy is verlief op die professor. Wat weet sy van liefde af? Gister die hele dag wou sy met my praat. Sy wou ietsie sê, maar ek was te vol van die vleer en die toespraak en die partytjie. taak om Johannesburg toe te gaan. Missie jou pakkie dan, Davie. Sit maar neer, David. Nee, dit is 'n groot plek daar, man. Hoe gaan jy my Wag kom Japie. Ek praat nie meer nie. Gister wou ek die hele dag met julle praat, maar julle wou nie luister nie.
Nou gaan ek iets doen. Soos wat, David? Wel dan, Evie, ek moet terug Waterkloof toe en dan gaan ek 'n week ekstra verlof neem en na Sari gaan soek in Johannesburg. Weet om jy wat? Piet Koster by die stasie sê vir my sy het môre 'n kaartjie gekoop na Johannesburg. Reken dan, Evie. 'n enkel kaartjie na Johannesburg. Maar my vrou, kan die vrou my dit aan my doen? Sal sy dan nog genoeg geld oor hê? Gister was er nog R9.40 na beursie, pa. Gertie, loop speel jy. Kyk net, ou sis. Kyk net. Raai van wie kom dit? Luister hier. Liewe Evie, dis van ons vriendin Maisie van Rooyen. Liewe Evie, gaan hou ons dorp se naam hoog, Evelina. Met liefde en goeie wense van Maisie. Mag luister nou net, hier's 'n naskrif. Kies een. Natuurlik wat die beste pas. Maar is dit nie vriendelik van haar, my vrou? Ja, dit is vriendelik. Baie vriendelik. Maar het sou vriendeliker gewees het as sy my rok mooi gevind het. Dit sou vriendelik gewees het, want my man Japie Brouwer het my nog nooit iets ontsê nie. Hy het nog altyd vir my kon gee wat ek nodig gehad het. Ons vrouens by die vrouvereniging het meer om te doen as om te wonder wie's nou in die mode en wie nie. Ek het Maisie van Rooi se dadigheid nie nodig nie, want liefdadigheid is dit nie. David, jy gaan nie Johannesburg toe voor jy met my gepraat het nie. Wat dan, Evie? Jy wag vir my. En Mali, sorg dat die mense vanmiddag kos kry. As Evelina Brouwer die dag so praat, dan moet jy weet, daar's groot moeilikheid op ons rus. Ek gaan vlieg. Sari gaan my nie keer nie. Dis my kans. Ek sal vlieg. Ek sal. Ek het altyd gesê, Sari is 'n willebok. Ja, ek kan nie verstaan, jy weet, en veral nou met die kind. Wat sê daarom doen? Oh, julle. Julle is nou kaster allemaal bekommerd oor Sari en oor Oeses. Was een van julle al die jare, al die maanden bekommerd oor haar? 'n huis vol mense wat sy kos en liefde gee. Geen een as haar familie. Mali. Nee, Japie. Nou sê ek my sê. Maar anders is daar ook nie vir my plek in hierdie huis nes vir Sari nie. Waar is dan die Prins se familie dat sy hier verniet moet bly? Sy is niemand se tante nie. Ek weet nie asof sy familie het nie. Maar Frans, want het hy sy eie ouers botsings gehad het 4 jaar gelede is hy hier. Sy ryk familie. Waar is hulle? Ek het nog altyd betaal. Betaal? Waar nie? 100 moet Kersfees en 'n doos sjokolaas Oeses verjaar. Waarom is dit dat daar nie vir haar geld is om 'n rok te kan koop nie? Nou dat sy haar grootste hart te wees kan kry om te vlieg nie. Ja, maar ek het die geld nie. Ek het dit my ou mens pensioen en dis net genoeg vir my medisyne. Wil jy hê dat ek na 'n ou mens huis moet gaan? Maar ek ken niemand daar nie. Jy het my oorgeslaan. Jy's nog maar pas 'n dag hier. En as dit wreed klink, is dit net omdat ek myself saam met julle tel. Ek is ook skuldig. Al is ek familie. Ek help om hierdie huis vol te maak. Is jy oorspanne of iets? Jy's by ons van jou 6ste jaar. Vandat Evelina en ek getroud is. En nou is ek 33. En ek is nog hier. Vandat julle getroud is, al die jare. Sien die huis vol sukkelaars en eensames wat hier kom dak en kos soek het. En dit gekry het. Verniet. Nou jy jou sê gesê. En ek skaam my. Skaam my. Dank die Vader dat jou suster nie hier teenwoordig is nie. Wat kan julle haar betaal wat die liewe Here haar nie gegee het nie? Haar hart vol liefde vir alles en almal. Ja. Wat weet julle van sulke goed aan? Ag Here, gee my die krag om die regte besluit te neem. Ag Here, dankie vir al my seëninge. Dankie dat ek al die tyd geweet het wat om te doen. Baie dankie vir Japie en die kinders. Ag, moenie laat daai rok wat Maisie vir my gegee het vir Japie seermaak nie. Dankie vir alles. Ek is jammer die een ou konynkie is dood, maar dankie Here vir die ander ouetjie. Dankie. Ek sê weer, Evie, ek sal gaan om vir Sari te gaan soek. Nee, ek gaan. Nie jy nie, of Jan nie, of Mali nie, of Max Bromberg nie, of wie ook al nie. Ek
Ek gaan saam met David na Johannesburg toe. Draai bietjie die kant. Ag, moenie so kleinserig wees nie. So 'n bietjie na die linkerkant. So. Ja. So ja. Ek sal nie verdra dat jy nie gaan vlieg nie. Maar ek kan dit verdra. As daar die venster skut. Hy verhekste professor. Ek wonder wat Sarah hom sien. En 'n dag was daar in die koerante 'n prentjie van hom. De blondine aan die hand op die strand gaan neem. Nou, wat jy dan verwag dat hy daar met 'n grafie en emmertjie moet rondloop? Ja, so ken ek jou, my vrug. Toe maar, ons sal ons dogter gou terugkry, gou. Natuurlik. Wat kan Evie nou alleenig uitrig daar in Johannesburg? Malie, my kind, jou suster glo nou eenvoudig. Ja, maar kan jy nie die polisie of die pers bel nie? Maar in maandag, dinsdag aanstaande week sal ek iets van die aard moet doen. Ek wens ek kon help, vriend. Miskien kan ek help deur weg te gaan. Maar Ek wens ek kon help. Julle wil help, Tannie Prins? Meneer Bromberg en jy, Frans? Jy weet ek sal enigiets doen om te help. Dan gaan julle help. En nie net julle nie, nie net ons nie. Wat van al die mense wat deur die jare hier gebly het en gehelp is? Is daar nie iewers 'n lys van hulle nie? Waar is hulle vandag en wat doen hulle? Hoe bedoel jy nou, Jan, die mense moet help? Wel, as ons net weet waar hulle is, dan kan hulle dalk help. 'n Lys het ons nooit gehou nie, maar ek dink ek onthou nog party van hulle en jy daarom seker ook, Japie. O Jan, ek weet ons is op die regte spoor. Onthou julle nog daardie meneer Bosman wat die keer hier 'n jaar gebly het nadat hy uitgeboor het? Ah, die kerel is in Johannesburg. Uitstekende spel rugby gespeel, daardie mannetjie. Jantjie, hy stuur nou nog elke jaar 'n dos sakdoeke vir Evie met haar verjaardag, wil jy geloof? Nou ja, maar dan is dit hoogtyd dat hy iets meer gee. Ek onthou hom. Hy glo nou 'n groot kop by die spoorweë. Ek glo nie Evie en ek sal daarvan hou dat julle hierdie mense Kom aanspreek. Japie, ek het Evie beloof jy sal gaan lê sodra sy weg is. Kom. So ja, nou kan ons planne maak. Kom meneer Vosloo, kom nou kan ons gesels. En dan is daar kolonel Bertie. Hy slaap nog elke nag by die heilsleer. En wat van Rosie en haar man met die afbeen? Hy ry nog glo taksies in Johannesburg. Ek weet ook van iemand wat kan help. My vader. Die koerantbaas. Maar jy praat dan nie met hom nie. Verstaan, Evie sal selfs dit ook doen. Pragtig, Frans. Ek moet jou geluk wens, meneer Vosloo, 'n briljante idee. Kom, nou moet ons organiseer. 'n Papier, 'n potlood en 'n telefoonboek. 'n Briljante idee, meneer Vosloo, as ek so mag sê. U mag dit sê. Wacht eens, een beetje taal praten. Die vrouwmeester wil weet wie haar telefoonrekening kan betalen als ze alle justitiehuis in Johannesburg moet bellen. Sy betaal dit? Of anders stuur ek haar 'n rekening vir 9 maande se blye by my suster. Sy sê jy betaal dit self of sy steek Dames, ek het 'n groot en wonderlike nuus. Luister hierso. Frans het 'n motor gekry om Sarah se foto's na Johannesburg toe te neem. 'n wielewiese motor. 'n meisie van Rooyen se staatskoets. Dis nie wonderlik nie. En 'n Bromberg bel hier langs aan by die bure. En jy, wat doen jy? Ek? Ja, wel. Dis dan my plan. Ek het mos gewerk toe ek dit uitgedink het. En wie gaan ek nou bel? Haha, laat ons net sien wat my liewe Madeleine hier geskryf het. Kruiers, posmanne, maar dis alles gereël. Buskondukteurs, nagklubs. Gaan maar dames, dan kan ons ontspan. Anders sal nou werk. Jy sal nooit verander nie. Hallo, dis mevrou Alta Vermeulen se woonhuis hier. Bly mevrou Sarah Brewer daar miskien? Ja, sy het Saterdagmiddag daar aangekom. Sarah Brewer, ag meneer, praat 'n bietjie harder asseblief. Die sagmele raspie vandag hier. Sarah Brewer. Nee. Dankie.
nou regtig goed gespeel. Weet jy, David, dit laat my so dink aan my jong dae. Daar by ons was 'n oom Gert, wat as hy die konsertina vat, kon hy ook sy lyf so swaai. Ja, die kinders speel regtig lewendig en goed. David, is jy seker Max Bromberg het gesê, sy broer, dat dit die plek is hierdie? Heeltemal seker, tant Evie. Sy broer is 'n kelner hier. Maar wat se werk kan Sari dan hier doen? Sing? Sari! Nee, kyk, daardie dogter van my kan 'n wysie jou maar sing. Sy's nie 'n sangeres nie. Oom Mark se broer sê, hier kom elke aand so 'n blonde meisie. En dan sing sy sommer glo so uit die gehoor uit. En tant Evie weet, sy sing hier van die aand, van die dag wat Sari van die dorp af weg is. Maar hier's nie nou so iemand nie. Soms kom sy laat, ander aande kom sy weer vroeg. Maar ek sal net nou self met die baas gaan praat. David, kyk, hulle gaan weer speel. Weet jy, die laaste keer wat ek 'n walsie gevat het, was toe Sari nog 'n babatjie was. Kom dan, Davy, ons gaan al ons moeilikhede vir 'n rukkie vergeet. Maar dan? Ag nee, David. Dis nie vanaand vir ons die regte woorde nie. Ergens weer klink jou lied. Niemand het oor soos jy nie. Dit is my groot verdriet. Waar is jy? Hier so dan. Ag, dankie, David. Tante, ek gaan net gou daar by die baas hoor of Sari nie hier was nie. Verskoon my tog. Seker. Voel jy nie lekker nie? Nee, ek maak my altyd so. En hoe langer ek op my voete staan, hoe erger word dit. Ag, ekskuus tog, wil jy nie sit nie? Die baas. Hy sê my afslag dan nie velletjie van my oor bly om te looi nie. Reken. Maar dis nie eintlik my werk die nie. Hoe dan? Nee, dis eintlik die blomme meisie, maar sy is mos nou af siek. Jonk, so regte ou Pietertjie op paaltjies met gedaaide hare. Nee. Wat is uw werk? Ek is mos nou daarvoor, jy weet, by die... Jy weet daar, die wat, nee. Ja. Moet ek netjies hou en kyk of die ladies niets nodig het nie. Ek wonder of jy nie weet of hier 'n nuwe meisie kom werk, kom sing dit nie. Sy's blond. Wag, ek het hier 'n foto net vir u wys. Kyk, daar staan sy. Daai een. Ja, is dit nou mevrou se goed alla? Ja, dit is my mense daar. Maar nie, daai gesig het ek dan nog nooit gesien nie. Sê vir my, is hy weg? Nee, eintlik nie. Nee, sy ons Ja, ek weet van 3 gevalle. Die oggend was die meisiekinders nog al 3 by die huis. En daai aand was dit net verskriklik. Moenie vir jou en haar steur nie, tant Evie. David, neem my asseblief huis toe.
Wat is hierdie meisie van jou? Vader, ek vra jou alleen om my te help om haar te vind. En ek vra jou weer, wat is hierdie meisie van jou? Niks. Ek weet net hulle gaan haar 'n filmtoets gee en as sy rol kry ek kommissie. Ek glo jou tog nie. Maar as ek jou help, sal jy na huis toe kom. Ek word oud en ek is baie eensaam. U eensaam? Moenie dat ek lag nie, Vader. Wat van die vriendinnetjies? Bemoei jy jou nie met sulke dinge nie. Wat weet jy wat die eensaamheid aan 'n mens kan doen? En wat van jou moeder? Sy verlang net so baie na jou. Sy seker ook eensaam met al die ooms wat kom kuier. Nee, Vader, jy doen wat ek vra of jy vergeet heeltemal dat ek gekom het, maar nie teen die prys dat ek terugkom huis toe nie. Goed dan. Maar as ek jou help, dan wil ek alles weet. Ek wil presies weet wat aan die gang is. Frans, wat kan ek doen om jou te help? Kijk, Vader, hier het ek 'n foto van die meisie waarna ons soek. Nou het ek gemeen as ons hierdie foto in die koerant kan sit. En ons skryf 'n groot kompetisie uit en ons verbind 'n prysgeld daaraan. Yes, she checked in on Saturday. Yes, Miss Brewer. No, I can't say Brewer in English, Dash. Brewer is Brewer. She isn't staying there. Môre Frans? Jette, maar jy kap dit uit, né? Man, ek is bly jy het so gou gekom. Kyk net hier, jy's net daar. Maskas Frans, as ons daarom nie reaksie hierop kry nie, dan weet ek nie. Wen R200, groot wedstryd. Hierdie mooi jong aktrise is ergens in die stad. Trio Films bied 'n prys van R200 aan vir die persoon wat haar die eerste vind. As jy haar sien, vind uit waar sy woon en as jy die eerste is wat ons kantoor bel, kry jy die R200. R200. O Frans, hoe het jy dit reg gekry? Wel, Jan Vosloo het 'n trio gevra om te help en ek het my pa gevra. Hy het gesê ons kan die kantoor kry. So jy kan hier sit as jy foonoproepe wil ontvang. Frans, ek kan ongelukkig nie. Ek moet oor 'n uur moet ek weer terug Waterkloof toe. Oh. Nee, maar ek weet. My pa is 'n sekretaresse. Sy kan hier sit en die oproepe ontvang en as iets deurkom kan sy jou onmiddellik Waterkloof toe skakel. Maar kan jy nie nog 'n bietjie langer bly? Nee, ek moet meisie se ryding terugneem, want die burgemeester se pampoentjies is weg en hy wil nou glo weer rondry. Ja, dis ook waar. Maar in daai geval ek jy moet saam vir tant Evie saamneem. Ek sal haar nou gaan waarsku, ek weet waar sy is. Jy weet dit is nie goed vir haar om alleen hier in die stad agter te bly nie. Nee, natuurlik, ek sal haar neem. Daar is ons sekretaresse. Goeiemôre. Dis mevrou van der Walt, luitenant van Niekerk. Aangename kennis. Aangename kennis, lei. Ek sal vir juffrou verduidelik wat ons nog vanaf verwag. Ja, ons moet nog. En waarheen gaan julle toe? Ag Malie, dis nou nie oor wat jy gesê het nie, maar Tannie Prins sê ek het nou plek gekry daar in die voorstraatjie. Wat is die plek se naam weer? Ek weet nie wat die plek se naam is. Ek wil nie weet wat die plek se naam is nie, Tannie Prins, maar julle kan mos nie nou weggaan. Ag, Max, ek is regtig jammer oor wat ek gesê het. Maar dit is soos Japie sê, julle en ons, dit is Evie se lewe, dit is haar plesier. Ag, bly asseblief. Hoe kan ek dit aan Evie gaan verduidelik? Malie, nee, ek dink tog jy was reg. Malie, ek het 'n aandenking vir jou. Nee. My versies. Max. Ek het gedink hierdie een is baie gepas, Malie. Vaarwel, my vriend. Aanvaar my hand. Dit bly vir ons 'n sterke band en van ons blywende geneentheid 'n liefdeskoord. 'n Vaste band. Meneer Bromberg. Dis jou nou, hoor. Nou ja. Ons mag gaan, hoor. Ja? Wie? Sarah sukkel. O, hoe het haar gevind? By die windmeulens huis. Net 'n oombliekie. Ja, wag 'n bietjie. By die windmeulens, ag ek weet, ja. Ja, net 'n oombliekie. O, ek moet luitenant van die kerk vind. O. Controle? Ja, meneer. Goed, meneer. Cyber 13, Waterkloof. Waterkloof, cyber 13 hier. Hoor jou hard en duidelik. O, David, hulle het jou aster gekry. Boodskap ontvang, ek keer terug.
Baie slim, né? En wat is daardie woord van jou nou weer? Gallerig. O, my Hanne, juk om waar dit sag is hard te slaan. Dat is ek my sonne nie ontsien nie, meisiekind. Hoe durf jy? Hoe durf jy dit aan jou ouers en aan my doen? Dis tyd dat jy groot word, Sarie Brouwer. Skam jy jou nie? Maar David, ek het skuld gemaak, ek moet eers werk. Jy kan werk tot die universiteit begin, maar jy gaan eers huis toe bak. En begin nou. Ja, David. Is jy al besig aan? Ja, David, ek's besig. Bak, Sarie. Ja. Ek gee vir jou 5 minute. Dan jy klaar is. So jy bak? Ja, David. Oh, David, jy's fantasties. Bak. Oh, jy's wonderlik, David. So jy bak? Ja, David, ek pak. Jy's heeltemal 'n ander mens. Jy's so ryp. Oorryp sou ek sê. Ek het oud geword die afgelope week, Sarie. En oud die agtermiddag toe ek jou foto's verbrand het. Jy het my briewe en foto's gewat? Verbrand, soos jy gesê. Maar hoe kon jy? Hoe kon jy so iets verskrikliks doen? Maar jy het dan gesê ek moet. Maar dit gee jou nog nie reg nie. Dit was nie net briewe daarin nie. Hier diep binne in my lewendige gedagtes van my. Nou van ek by jou huis toe. Oh, my dag, David! My klere! Oh, my klere! Ag, maar David, wat wil jy sê? Ek kan nie. En toe, wat gaan hier aan so helder oor dag? Mag dit dan alleen s'nags? Nie op so 'n manier nie. Maar is ons manier van vervoer. Jy weet petrol is so duur. Kom nou man, dis nou weer my beurt om te dra. Dis so stil hier. Alles is nou aan die kant, reken my. Aan die kant. Dis stil. Die henne is ook stil. Hulle lê seker weer nie. Mali, jy het tog die henne Ja, toe... Evie. Wat het ek nou weer gesê? My vrou, jy het gesê die henne is so stil. Ja. Ja, hulle is ook. Alles is so stil. Glad te stil. Nee, kyk mense, ek mag dood wees, maar ek is nog nie begrawe nie. Dis te stil. Die man heeft die schuldzak weg. Die schuldzak weg. Die man heeft die schuldzak weg. Daar aan de kant die blauwe bergen. Ik wil maar hier gaan vrij. Zij is zo is een vis. En wij daar aan de kant die blauwe bergen. Sê dankie vir haar toe Cleopatra, sê dankie. Ja, Evie, Cleopatra en ek kom net groet. Baie dankie dat ek hier kon gebly het. En Japie, baie dankie. Orde Jan. En ek hoop Sarie kom gou terug. Nee, maar ons gaan nie sommer so hier vir jou groet nie. Ons kom almal saam hek toe. En koningin Cleopatra, ek sal jou self begeleide doen. Kom Mali, kom. Jan, ek sien jou aanstonds daar buite hoor. Goed, ja. Kom, Bobby. Ai ja. Er is 'n tyd van komen en 'n tyd van gaan. Baie dankie ook vir die mooi kou wat jy vir Cleopatra gegee het. Baie welkom Jan, ons gebruik dit nie meer nie. Ag, laat dit met jou goed gaan, hoor. Die beste, Evie. Mali, ons sien mekaar seker nie gou weer nie. Laat dit goed. Daar loop 'n goeie man in. Een wat 'n mens nooit sal verveel nie. Snaaks hoe min jy die twee dinge saam kry. Evie, hy het nie 'n vaste inkomste nie. Dan help jy hom. En hy snork snags. Hoe weet jy dit? Wel, hy sê dit. Dan snork jy terug.
Jan. Mama kan hulle maar hier so by ons kom woon, mamma. Maar die sirkus het... Hulle? Ja, mamma. Die sirkus het bankrot gespeel en nou het hulle nêrens om te woon nie. Net soos om Jan, mamma. Nou maar goed. Neem hulle so lank daar by die poort in. Dis 'n Franse pa wat bel, die koerantbaas. Hy sê die vliegtuig vertrek oor 'n uur en mamma gaan saam. Hy het alles gereël en hy sê... Nee, maar die kongres het al begin. Ek gaan nie meer vlieg nie. Dis wat mamma dink. Vanaand sal mamma die toespraak daar hou en in Franse pa sê mamma sal daar wees. So waar is wat Paramonel dra? Het jy goed gehoor, my kind? Natuurlik, mamma. Kom nou gou, hy wil self met mamma oor die foon praat. Dan gaan ek toch. Is dit nie wonderlik nie? En julle almal, het julle gehoor? Max Bromberg, dan die prins, kan julle dit glo? Wat maak julle met julle koffers hier in die straat? Bring hulle asseblief dadelik aan en ek wil nie weer julle kamers leeg sien nie, hoor? O, julle almal, is dit nie te wonderlik nie? Moeders van ons volk, dis vir my 'n groot vreugde. Ag, liewe vriende, baie dankie.